Hi, weer eens baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is so opgewonde dat u saam met ons inskakel en vir u baie dankie sê dat u die knoppie druk, die like knoppie, wat dan hierdie aan baie meer mense gaan bekendstel. Baie dankie aan elkeen van julle wat die knoppie druk. Onthou, dit kos jou glad niks nie, nie 'n sent nie, maar vir diegene wat ons wel 'n finansiële bydrae wil gee, kyk in die beskrywing van die video hieronder. U sal dit ook daarin kry. Ons is by ons 4de kwartaal, 2025, en die tema vir hierdie kwartaal is geloofslesse uit Joshua se lewe. Ons is by les 2 vir 4 tot 8 Oktober, wat se tema verras deur genade is. En die geheue teksvers vind ons in Hebreërs 11 vers 31, wat lees: deur geloof het Ragab die prostituut nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons het om weer eens hierdie lesie saam te kan bespreek. Here, soos ons u woord oopmaak, dankie dat u beloof wat 2 of meer in die naam vergader, al is ons nie by mekaar nie, is u daar teenwoordig. Ons sê vir u dankie in Jesus se naam. Amen. Weer eens baie welkom en dankie dat julle saam ons inskakel. Baie welkom ook aan ons luisteraars by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Baie welkom. Ons is by Maandag 6 Oktober. Waarde in onverwagte plekke. Vandag se gedeelte neem ons na 'n onwaarskynlike karakter in die Bybel. 'n Vrou met 'n skandevolle beroep, wat tog een van die merkwaardigste geloofsuitsprake in die Ou Testament maak. Haar naam is Ragab. Gaan kyk gerus na Joshua 2 vers 2 tot 11, Hebreërs 11 vers 31 en Jakobus 2 vers 25. Hierdie gedeeltes vertel ons van Ragab, die prostituut, wat in Jerigo gewoon het, waar sy 2 Israelitiese spioene ontvang en beskerm het. Wanneer ons haar verhaal lees, is dit maklik om net te fokus op die feit dat sy gejok het om die spioene te red. Maar die les herinner ons dat Ragab 'n produk van haar omgewing was. 'n samelewing so verdorwe dat God uiteindelik besluit het om oordeel daaroor te bring. Ten spyte van haar sondige agtergrond, het Ragab iets gesien wat niemand anderster in Jerigo raak gesien het nie. Sy het besef dat die God van Israel werklik God is. Sy het 'n keuse gehad. Sy kon vashou aan haar kultuur, haar stad, sy afgode, of om haar lewe in God se hande te plaas. Die Nuwe Testament eer haar nie vir haar lewe nie, maar vir haar geloof. Soos ons sien in Hebreërs 11 vers 31, wat ons geheue teksvers vir die week is, prys haar omdat sy haar by God se volk geskaar het. Jakobus 2 vers 25 wys uit dat haar geloof sigbaar geword het deur haar dade, deur die spioene te ontvang en te help ontsnap. God het nie al haar keuses goedgekeur nie, maar hy het 'n saadjie van geloof in haar lewe gesien, en dit was genoeg vir hom om haar te red. Op 'n plek van sonde en duisternis sien God iets waardevols. 'n Hart wat begin glo. En dit is die wonder van genade. Selfs in die mees onverwagste plekke vind God mense wat bereid is om hom te volg. En Ragab maak uiteindelik 'n kragtige geloofsbelydenis. In Joshua 2 vers 11 waar hy sê, want julle God, die Here, is God bo in die hemel en onder op die aarde. Dink net daaraan, 'n Kanaanitiese vrou in 'n heidense stad bely dat die God van Israel die enigste ware God is, en sy doen dit op haar dak, dieselfde plek waar haar volk gewoonlik tot hulle afgode gebid het. Haar woorde wys dat sy 'n beginselbesluit geneem het. Sy kon nie langer deel wees van 'n stelsel wat teen God in opstand was nie. Sy het gekies om aan die kant van die Here te staan, al was dit gevaarlik, lewensgevaarlik. Hierdie verhaal herinner ons aan iets baie belangriks. Ons hoogste loyaliteit behoort altyd aan God, selfs bo kultuur, tradisie.
of persoonlike veiligheid. En net soos Rahab, moet ons besef dat God se genade mense vind op die mees onverwagste plekke. Mag ons, soos sy, ook vandag kies om onsself aan die Here se kant te plaas. En mag ons leer om ander te sien soos wat hy hulle sien. Waardevol, selfs al lyk hulle op die oog af nie waardig nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat die waarde wat U in ons sien, Here, dat dit vir ons die ewige lewe gee. Want is niks uit ons self uit nie, maar Here, alles kom uit U uit. En ons dank en loof en prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.